Hi, goeiemôre. Ek hoop julle het sover 'n baie lekker oggend. Ek is sommer hier in die kombuis vanoggend. Ek sit regop daar in die sitkamer in my studeerkamer sit ek te agteroor. Hierdie is te opwindend om agteroor te sit. Ek wil regop sit en sommer staan as ek wil. Ek wil vanoggend begin. Ek gaan net die Hebreëse woorde doen vir aanbidding. So ek wil vanoggend begin met 'n stukkie uit Sefanja 3. Wat 'n profesie is oor hoe die Here oor ons voel, dit beskryf eintlik die Here se emosie oor ons. Kom ek lees dit. Hy sê moenie bang wees nie Sion, moenie jou hande moedeloos laat hang nie. Die Here jou God, hy is by jou. Hy is jou redder, hy is jou krygsman wat red. En dan hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou. Hier's 'n paar woorde hierso wat net ongelooflik is. Hy's vol vreugde oor jou. Dis die een ding. Wat eintlik die woord beteken hy skyn. As hy na jou kyk dan lig sy gelaat op, dit skyn. Dit verlig op, lig op. Het jy al iemand gesien wie sy gelaat oplig? Dis byvoorbeeld as jy na iemand wat 'n bietjie down is, en jy gee vir hom 'n goeie woord, of 'n goeie kompliment, dan lig sy gelaat op, nê? En dis wat hierso staan, dis daardie woord wat oor die Here gebruik word, as hy oor ons dink. Hy sê, sy gelaat helder op as hy oor ons dink. En dan die tweede gedeelte kan eintlik op twee maniere vertaal word. Daar staan, hy is stil tevrede in sy liefde. Dit kan ook beteken, hy maak jou kalm met sy liefde. Soos iets wat hy doen, hy lig op en dan met sy liefde kom maak hy jou kalm. Ek het gister vir die Bybellees ouens so 'n stukkie gegee, oor Jesaja 30 vers 15, wat sê, jou krag lê in stil wees en vertrou hê. Hierdie stil wees, dis min of meer dieselfde, nie dieselfde woord nie, maar dit het dieselfde effek, van die Here maak jou stil en rustig met sy ahef, sy liefde, sy agape liefde. En dan, hy jubel en juig oor jou, en daardie woordjie, jubel, juig, is giel, en dit beteken letterlik om rond te spring, en die ronde te draai, amper soos in die ronde spin. Hy spring op en af van opgewondenheid in die ronde tollend, as hy oor jou dink. Is dit nie mooi nie? Dis hoe die Here oor ons voel. Nou, hier's 'n paar woorde om te beskryf hoe ons liefde teenoor hom lyk. Ek het nou gister so 'n paar genoem, en vandag begin ek met die vierde woordjie, en dit is karar. Karar beteken om te spring en te dans, min of meer in dieselfde. En eintlik is hierdie woordjie, dit beteken amper, of dit wys amper iets van, maak jouself belaglik. Want hierdie woordjie kom net 2 keer voor, en beide keer waar dit voorkom, praat dit van Dawid, wat voor die ark uitgedans het, uit sy klere uitgedans het, homself totaal en al belaglik gemaak het, toe die ark van die Here, die simbool van God se teenwoordigheid, toe dit teruggekom het. Toe gaan hy voor die ark uit, en hy begin net die Here loof en prys, en dans van opgewondenheid. Die Here se teenwoordigheid is besig om terug te kom. En dan gebruik hy hierdie woord, karar. Spring, dans, uit jou vel uit dans. Dit is, die versie is daar in 2 Samuel 6 wat hierdie gebruik word. Dan is daar 'n woordjie, shagag eintlik, wat 16 keer voorkom, en dit is eintlik 'n opdrag. En dit is elke keer, of min of meer elke keer, waar die Here vir die volke opdrag gee om 'n fees te vier. Hy sê 3 keer per jaar moet julle gaan fees vier. En hierdie shagag beteken om 'n gemeenskaplike fees te vier, almal saam, dis nie net op jou eie nie, of 'n fees te gedenk, iets te gedenk, maar by mekaar kom en fees te vier. En dis 'n opdrag van die Here. En hierdie 16 keer praat die Here baie spesifiek oor al die feeste wat gevier moet word, wat almal moet saamkom en vrolik voor hom wees. So daar is daardie woordjie shagag. Exodus 23, julle moet 3 keer per jaar, daar 7 feeste, maar 3 keer per jaar moet julle
gesin of die hele volk optrek na Jerusalem toe en spesifiek in Jerusalem hierdie fees vier. Dis wat hy vir hulle gegee het in die Ou Testament. Dan Magol is die woordjie in Psalm 149 vers 3. Laat ons sy naam prys. Halleluja, halleluja. Laat ons sy naam prys met Magol. En dit is tydens hierdie feeste wat die Here hulle opdrag gegee het, dan dans die ouens ritmies in sirkels. Dis nou nie 'n vry dans rond spin nie, dis amper meer dans of dwarrel. Baie keer sal jy sien by lofprysing is ouens met vla wat dansend is. En dit is meer amper onder beheer, wat hulle dansend is met vla, of sonder vla, wat hulle so in 'n sirkel rond saam dans. Ons sal dit nog doen een of ander tyd. Ek wil baie graag hê dat ons 'n bietjie lekker dit moet saam geniet, want dit is 'n ding wat jy saam met mekaar, jy hou mekaar vas. Gemeenskaplike fees, en ons gaan gemeenskaplik hierdie ding doen, om ritmies lekker opskop te hou vir die Here. Is dit nie lekker nie? En dan die volgende woordjie wat ek gaan doen is taga, om jou hande te klap. Of taka, nie ga nie, taka. Is om hande te klap of om op iets te slaan, soos 'n simbaal om 'n ding te slaan, om 'n stuk metaal te vat en te kap. Dis ook om 'n geraas te maak voor die Here, maar dit het baie te doen met 'n hoorbare manier, fisiese uiting van blydskap, hande klap. 68 keer word hierdie woordjie gebruik, 68 keer waar dit staan, kom ons klap ons hande. Psalm 47 begin, hy sê, volk van die Here, klap julle hande. Dit is asof hy so 'n woord sê wat sê, man, ek wens julle kan dit doen. Kom tog aan, doen dit. Klap julle hande, al julle nasies, skreeu tot God en roep uit met blydskap en vreugde, met uitroepe, skreeu met uitroepe. En dan hierdie taka is die klap julle hande of kap voor die Here iets. Maak 'n lekker lawaai. Kom ons doen gou nog, ek gaan sommer die laaste twee ook doen wat ek nou hier het, op die papier. Die 8ste woordjie wat daar is Ruah, en dit beteken om te skree. Dis nie net sommer, dis daardie uitroepe, Psalm 147 vers 2, die tweede woordjie. Hy sê, klap julle hande, en die tweede keer skree met blydskap, uitroepe van opwinding, skree van entoesiasme. As jy nou by 'n partytjie is of iewerster, en iemand klap sy hande en sê, hiha, allerhande sulke goedjies, dis presies wat dit is. Ons juig en skree, wow, whatever, maar dit is dus deel van hierdie Ruah woord, wat sê, ons gaan skree voor hom, skree voor die Here, of skree vir die Here, na die Here toe, met klanke van oorwinning. Dis ook deel van wat hier uitkom. Die oorwinningsfees, as die volk teruggekom het uit oorlog uit, en hulle kom terug in die strate en hulle hou partytjie oor die fees, dan is dit hierdie woord wat hulle doen. Hulle dans ritmies en skree van oorwinning, ons het gewen. Ek kan nie altyd daarom om hierdie goeders te vergelyk met sport nie, maar mens sien dit, as jou span wen, dan het jy hierdie uitroepe van vreugde, en dis wat dit is. Hoekom kan ons dit nie ook doen vir die Here nie? En dan Nasa is die laaste woordjie wat ek hierso het. Nou daar is vreeslik baie van hierdie woordjies in die Bybel, in die Ou Testament. 653 keer kom hierdie woordjie voor, maar dit is nie alles binne die konteks van oplig, hande oplig nie. Die oplig beteken om ons oë op te lig en iets te sien, ons harte op te lig, as ons beswaard is, lig jou hart op, en dan onder andere ook om jou hande op te lig. Lig jou hande, hef jou hande op, Psalm 143 vers 2. Hef jou hande op na die heiligdom. Dis aan die een kant 'n teken van 'n oorgawe. Hef jou hande op is om te sê, Here, ek gee oor aan U. As die Here aangekom het by sy tabernakel, as die wolk afgedaal het tot op die tabernakel, en die volk sien hierdie donker wolk, of die wolkkolom wat afkom, dan het hulle hande uitgereik, om te sê,
Yahweh Shammah, God is daar. Yahweh het aangekom tussen ons. En dis amper 'n eerbetoon om te sê ek seën, maar ek wil deel hê hieraan. Ek wil deel hê hieraan. Ek wil U loof en prys, ek wil oplig, uitreik eintlik, asof jy kan sê, kan ek daaraan raak, kan ek deel hê daaraan. So hierdie hande ophef het deel daarmee te doen. Here, gee vir my meer. Hierdie is 'n ding wat nie net in geestelike musiek voorkom nie. Ek weet nie of julle al sekulêre konserte dopgehou het nie. Daar is baie keer as hulle emosionele lied sing, baie keer dan staan die mense, lig hulle hande op. Dis iets wat hier binne in jou is wat wil uitkom. Dis nie net geestelik, spiritueel of verhouding met God nie, dis oor die algemeen. As jy beweeg word aan die binnekant, dan lig jou hande op na die buitekant toe. Dis deel van wat hierdie woordjie nasa is. Hef jou hande op, reik uit na die Here toe. Sê vir die Here, ek wil meer hiervan hê. Ek wil ook deel hê hiervan. Sê vir die Here, ek gee oor, ek kan nie meer nie. Dis wat dit beteken. Dis wat ek nou gaan doen. Ek gaan net nou 'n ander enetjie doen oor die Heilige Gees, maar dit is rondom ons aanbidding. Ek het vanoggend vir julle 'n paar liedjies aangestuur wat baie great is. Gebruik dit om die Here net te loof en te prys en te aanbid. Geniet dit. Praat later weer.